Goeienaand en baie welkom by die goeie nuus om 7. Voor ek vir ons uit Jesaja 46 lees, kom ons vra dat die Here ons sal seën. Ons Vader, ons gaan u woord oopmaak nou en ons gaan daarna luister en ons bid dat u deur u woord ons verstand en ons harte sal oopmaak sodat ons werklik u stem sal hoor. Bemoedig en versterk elkeen wat luister. Ons vra dit alleen in Jesus naam. Amen. Ek het die afgelope tyd tydens huisbesoeke by 'n klompie lidmate uit Jesaja 46 gelees en ons het daaroor gesels. Ek het dit egter baie kort gehou met die huisbesoeke en vanaand wil ek graag dieselfde gedeelte lees en dan so 'n bietjie meer uitgebreid saam met u daaroor dink en daaroor gesels. Kom ons lees Jesaja 46 van vers 1 af. Daar staan: Bel het ineengestort, dis klaar met Nebo. Julle gode wat deur julle rondgedra is, word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir die moe diere. Dit is klaar met julle gode. Hulle het ineengestort, hulle kan hulle vrag nie dra nie en word self in ballingskap weggevoer. Luister na my, nageslag van Jakob, almal wat oor is in die nageslag van Israel, julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en red. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Mense gooi goud uit 'n geldsak uit en weeg silwer op 'n skaal af. Hulle huur 'n goudsmid, hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle tel hom op hulle skouers en dra hom. Hulle sit hom op sy plek neer en daar staan hy. Hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie in sy nood nie. Nou aan die begin word daar twee name genoem, Bel en Nebo. En dit is die name van Babyloniese afgode. Nou wat gebeur het, is dat van hierdie mense van Juda wat in ballingskap was in Babylonië, het so 'n bietjie 'n oog begin gooi na die kant van die Babyloniese afgode en gewonder, is dit nie miskien maar beter om een van hierdie afgode te aanbid nie, want het hulle gesê, die Here wil ons nie help nie, die Here wil ons nie terugvat na ons land toe nie, en al sulke moedelose redenasies wat hulle gevoer het. Nou, Jesaja praat met hulle, en dit is eintlik maar deur die gees van God wat Jesaja hier praat, en dan is dit asof hy hulle konfronteer met 'n baie belangrike feit, en dit is, as julle nou hierdie afgode, Bel en Nebo wil aanbid, wat is tipies van hierdie afgode? Gaan dink bietjie mooi daaroor. En die tipiese van hierdie afgode word vir ons beskryf hier. Dit is 'n vrag vir die moe diere. Dit word op 'n wa gelaai wat deur beeste getrek moet word en die beeste is te swak. Hulle kan hierdie beelde nie ronddra nie. Dit het 'n vrag geword wat eintlik 'n las is. Kyk, dis tipies van 'n dooie beeld, van 'n afgod. As jy van een plek na 'n ander plek toe wil gaan en jy wil hê jou God moet saam met jou gaan, dan moet jy hom op die skouer laai, of jy moet hom op diere laai, of jy moet hom op 'n wa laai, en jy moet hom dra al die pad. Dit word aan die einde van hierdie gedeelte ook baie duidelik gestel. Hulle dra hom en sit hom op sy plek neer en daar staan hy. Hy kan nie beweeg nie. Ook al roep iemand hom, hy antwoord nie. 'n Dooie beeld is iets waaronder jy gebuk gaan jou lewe lank. Ek sê nou jy, ek bedoel eintlik 'n afgodsdienaar. Die tipiese van 'n afgodsbeeld
is dat dit gedra moet word. Nou ons aanbid nie 'n afgod nie, ons aanbid die lewende God. En as ons van een plek na 'n ander plek toe wil gaan en ons wil hê ons God moet saam met ons gaan, is dit nie nodig dat ons God hoef te dra nie. Presies die teenoorgestelde gebeur. Hy dra ons. Hy dra ons lewe deur. En dit is die treffende van hierdie gedeelte, die andersheid van ons God teenoor die afgode. Kan jy die kontras hier raak sien? Die lewende God staan in 'n skerpe kontras met die tipiese afgode. En nou, die Bybel is vol sulke kontraste en die hele kontras het 'n baie spesifieke doel ook. En dit is om een saak te laat uitstaan, skerp, duidelik, opvallend. Kom ek noem 'n voorbeeld van 'n kontras. As ek 'n diamant het en ek sit dit op 'n hoop sand, dan gaan ek nie maklik daai diamant raak sien nie, want daar's nie 'n kontras nie. Maar as ek daai selfde diamant vat en ek sit hom op 'n swart fluweeldoek, dan sien ek hom onmiddellik raak. Hy's opvallend, hy staan uit. En dis die doel van die kontras hierso ook. Die swart agtergrond is die Babiloniese afgode, dooie beelde, dinge wat gedra moet word, wat 'n las is vir jou, en dan die diamant wat op daai kontras, op daai swart agtergrond lê, is die lewende God, die God van die verbond, wat vir ons sê, ek dra jou. Dit sê aan ons dat ons hele lewe as gelowige verbondskinders is eintlik 'n lewe waardeur ons gedra word. Dis 'n lewe in die hand van die Here. En is interessant hoe dikwels Jesaja praat van die hand van die Here. Wanneer kom ons dink bietjie daaroor, as ons in die hand van die Here is, dan beteken dit, daar is ons veilig. Dit beteken, daar voel ons en ervaar ons die nabyheid van 'n Vader. Ons ervaar sy liefde, sy omgee. Ons hoor daai vaderhart wat warm klop vir sy kinders. En as ons in die hand van die Here is, dan weet ons, hy lig ons op. En wanneer die laste van hierdie wêreld vir jou te swaar word, dan kan jy weet, as jy in die hand van die Here is, dan lig die Here jou op en hy dra jou. As jy voel, jou eie twee bene raak te swak, jy kan nie meer selfstaande bly nie, teen aanslag van die wêreld, wat dit ook al mag wees in jou geval, dan kan jy weet, die Here hou vas jou, hy lig jou op en hy dra jou. En hy dra hierdie laste saam met jou, hy dra dit vir jou. Wanneer 'n mens in die hand van die Here is, dan is jy veilig. Daar is jy geborge. Die Here bewaar jou. En hy vou jou toe in sy hande. En so beskerm hy jou teen die gevare wat van buite afkom. En as mens in die hand van die Here is, dan kan jy weet, hy sal jou nie laat val nie. Die Here self kan nie struikel nie. En as die Here jou vashou, dan kan geen mag van buite afkom en jou uit sy hand uitruk nie. Begryp jy die uitdrukking, ek voel volkome veilig. En dis hoe jy voel wanneer jy in die hand van die Here is. Nou, die Here dra jou nie net 'n sekere gedeelte van jou lewe nie. Die Here dra jou nie net so nou en dan in jou lewe nie. Hier staan baie duidelik, van die geboorte af, vandat jy daar is, sê die Here, het ek jou opgeneem en ek het jou gedra. So as ek vandag terugkyk saam met jou oor jou lewe, dan moet ons erken, die Here het jou tot hiertoe gedra. Dis hoe jy tot hiertoe gekom het, deur die hand van die Here wat jou gedra het. Die Here het vir jou gesorg in hierdie tyd wat verby is. Hy het gesorg dat jy nooit bekommerd hoef te wees oor waar kos en klere vandaan gaan kom nie.
Die Here het voorsien in jou lewe. Die Here het, alhoewel daar dalk terugslae in jou lewe was, en tye wat vir jou sleg was, glo ek jy kan vandag terugkyk en sê, maar ek is daardeur. En as ek vandag terugkyk, dan besef ek, dit is die Here wat my daardeur gedra het. Dit maak van 'n mens 'n dankbare mens. 'n Mens wat voel, ek wil net my dankbaarheid voor die Here uitstort. Ek wil hom loof en prys. Maar dan kyk 'n mens ook vorentoe. En die Here sê, tot in die ouderdom, tot in die grysheid. En ons kan naby voeg, tot op die laaste dag van jou lewe hier op aarde, sê die Here, sal ek jou dra. Ek het jou gered, ek sal jou dra. Jy weet, wanneer ons vorentoe kyk, dan weet ons nie altyd wat vir ons voorlê nie. Maar een ding weet ons is in die hand van die Here. En hieraan hoef ons nie te twyfel nie. Ons Vader is by ons. Hy sal vir ons sorg, sodat ons nie bekommerd hoef te wees nie. Hy sal ons veilig bewaar, sodat ons nie bang hoef te wees nie. En wanneer 'n mens deur moeilike tye gaan, ook gevaarsituasies, want dit gebeur, dan kan ons weet die Here is by ons. Net so 'n paar hoofstukke in Jesaja of terug, sê die Here dit baie duidelik. Hy gebruik hierdie beeld van wanneer jy deur die waters moet gaan, sal dit jou nie wegvoer nie. Die vuur sal jou nie skroei nie. Dink jou vir 'n oomblik in, jy moet deur die waters gaan. Jy sien, die Here bou nie vir jou 'n brug nie. Die Here wil hê jy moet deur die water gaan. En dan is die Here nie so 'n pa wat hier op die wal staan en vir sy kind skreeu, swem Jannie, swem nie. Die Here is saam met jou in die water. En as jy voel, jy kan nie meer nie en jy raak weg onder die golwe, dan sit die Here net sy hand onder jou en hy lig jou op en hy draai jou verder tot by die oorkantste wal. So kan ek vandag saam met jou vorentoe kyk en ons kan weet, die Here is by jou. Die Here hou vas jou, ook in gevaarsituasies. Ek weet van hoeveel gevalle waar mense in baie ernstige motorongelukke was. En agterna gaan kyk 'n mens na die wrak van die motor en dan sê jy, maar dit is onmoontlik dat iemand lewend hier uit kon kom. Tog is dit moontlik, as 'n mens weet hoe om dit te verklaar. Die Here was by jou, die Here het jou vasgehou, die Here het sy hande om jou gesit en jou beskerm, sodat daardie persoon niks oorgekom het nie, en lewend uit so wrak uit kon kom. As ons vorentoe kyk, is ons vol moed. En dit is so tipies van 'n verbondskind. Dankbare mens, want ons kyk terug en ons weet, die Here het ons tot hier toe gedra. Maar ons kyk vorentoe en ons weet, die Here sal ons van hier af vorentoe dra, en daarom is ons nie bang nie. Ons is nie angsvallig nie. Ons is vol hoop. Ons sien uit na die tye wat voor lê. Ons sien uit na geleenthede waarin ons kan ervaar hoe dat die Here ons in sy hand vashou. Jou lewe is ook 'n lewe in die hand van die lewende God. Kom ons dank hom daarvoor. Here, baie dankie dat u 'n lewende God is en nie soos 'n dooie beeld is nie. Dankie dat u ons dra ons hele lewe deur. Ons wil opnuut vandag onsself in u hand plaas en ons gebed is, Here, hou vas ons elkeen, soos wat u ons tot hier toe gedra het, dra ons ook van hier af verder. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Baie dankie, hoop jy het 'n lekker aand verder.